Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. En in God se goedheid en liefde groet hy jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing Galasiërs 4 verse 1 tot 7 wat ons gaan lees en die fokusverse is vers 6 en 7. Galasiërs 4 vers 1 tot 7. Moet sê die klank klink baie goed. Goeie herstelwerk. En ek hoop ons het gebid daarvoor. Galasiërs 4 vers 1 tot 7. Ek lees uit die 83 vertaling, vers 1, hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy het 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Vers 6 en 7 veral op fokus, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ja, daar's tog 'n groot verskil, nee, as ons kyk. Groot verskil in die lewe van 'n slaaf of 'n dienskneg of 'n werker en 'n kind. Groot verskil tussen hulle. En Paulus beskryf vir ons ook hierdie verskil in Galasiërs 3 vanaf vers 21 tot Galasiërs 4 vers 7, die verskil om 'n slaaf te wees, 'n dienskneg, 'n werker in 'n huis en teenoor om 'n kind te wees in 'n huis. Daar's 'n groot verskil. En hy verdedig ook sy leer, die ware leer van God dat deur geloof alleen, is slegs deur geloof wat ons gered kan word en nie deur werke, nie deur die wet nie. Nee, is net deur die geloof wat ons gered kan word. En dan gebruik hy nou hierdie verskil tussen 'n slaaf en 'n kind in 'n huis, nee, om te verduidelik dat die Jode was soos 'n slaaf in God se huisgesin, God se koninkryk. Of soos 'n onmondige kind, nee, in God se huis. Hy was soos 'n slaaf, die Jode. Want hy gebruik hierso die gebruik in die Joodse kultuur dat onmondige kinders, nee, en seuns, is eintlik maar word dieselfde gereken as 'n slaaf in 'n huis. 'n Seun wat nog onmondig is, nee, kan nog nie erf nie. Hy moet eers mondig wees voor hy kan erf. En so is seuns ook, nee, gereken wat nog onmondig is, nee, soos 'n slaaf, en 'n slaaf beteken om 'n eienaar se besitting te wees. En seuns is gesien as die pa se besitting, die onmondige seuns, as die pa se besittings, soos sy vrou en sy kind en sy dogters. Nou moet julle weet, in die Joodse kultuur, nee, dit het gekom omdat die sondeval deur Eva gekom het die vrou 'n swaarder straf gekry. En in die Ou Testament, nee, is die vrou gesien as die besitting van die man. Maar moenie bekommerd raak die vrouens wat hier nie uitstap nie. Nee, Jesus het die posisie van die vrou kom herstel. Ek sal nou daarby kom.
Maar onmondige seuns is gereken soos 'n vrou, soos die ma en soos die dogters, die besitting van die pa, soos 'n slaaf. Daarom moes onmondige seuns ook, het gewoonlik in die sinagoge, kinders wat nog nie mondig, seuns wat nog nie mondig gaan sit ook, daar waar die vrouens en die dogters sit. Die onmondige seuns het ook daar gesit. En hulle kon ook nie erf nie, want hulle is nog nie mondig nie. Daarom is bar mitzwa so 'n groot ding in die Joodse kultuur, want dan verklaar 'n pa en sê, dis my seun. Hy is nou mondig, ek sien hom nou as volwasse. En hy's nou erfgenaam, hy kan nou ook erf. Maar voor daai volwasse, daai mondig verklaring, is die seun maar nog net soos 'n slaaf eintlik in die huis. Pa se besitting. En nou gebruik Paulus hier daai gebruik, die Joodse kultuur, om te sê dat ook die Jode was ook eintlik maar nog so slawe in God se koninkryk, onder die toesig van die wet. Die wet was hulle voog gewees. En was so slawe. Was nog nie eintlik kinders nie. Hulle kan nie deur die wet, kan jy nie 'n kind van God word nie. En daarom sê hy nou hierso dat Jesus Christus het ons kom vrymaak. Die Jode en die heidene, want Jesus Christus kon die wet volmaak onderhou, om 'n mondige kind van God te wees in ons plek. Hy het die wet volmaak onderhou. En deur sy werke, sy kind van God. En hy het dan so ver gegaan dat hy dan op die einde, as 'n vloek aan die kruis gehang het in ons plek. Hy hoef nie vir sy eie sondes te gesterf, want hy het nie sondes gehad nie, maar hy kon vir my en jou se sondes sterf aan die kruis. En hy het betaal daarvoor vir ons sondes aan die kruis. En so gee hy in ons ook mondigwording vir ons wat glo in Jesus se kruisoffer. Gee Jesus ook vir ons vryspraak van die wet en sê jy is nou 'n mondige kind van God in sy koninkryk. Jy's 'n erfgenaam, jy kan nou erf. In Jesus se testament, wat erf ons? Alles wat in die Bybel staan. Al die beloftes wat in die Bybel staan, is Jesus se testament. En hy het gesterf, sodat sy testament is geldig vir ons. En hy het sommer sy handtekening geplaas, as jy dink aan laas Sondag se preek oor die sakrament, is amper soos 'n handtekening onder aan die testament, om sê, dis waar vir jou. Alles wat hier staan in die woord, is waar vir jou, jy wat glo in Jesus. En dan ook, die vrou ook, sy posisie is herstel met Christus se kruisoffer. Ook daai swaar las, jy weet toe Adam en Eva van sonde geval het, toe het hy gesê, weet die vrou spesifiek gaan swaar kry, om kinders in die wêreld te bring. Die man, daar gaan swaar wees om te werk, daar's dorings en distels, veral nou in die reën, sien jy, hy moet net bossies uittrek omtrent. Dit is daai goed, maar Jesus het gekom en ook die vrou se posisie kom herstel, want vroeër sê hy in Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Het maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. In Christus is jy nou 'n mondige kind van God. Daarom is jy ook erfgenaam van al die beloftes wat staan in sy woord. Hierdie beloftes is waar vir jou lewe in Christus. Sê glo in hom. Ek is so dankbaar. Gister het ons klasses gehad en ons het in groepies opgedeel, verskillende mense van verskillende gemeentes om saam te bid, om te hoor wat die nood is in die gemeentes en saam gebid. Eers na 'n persoon geluister wat vir ons 'n bietjie gesê het hoe hulle kerke plant in die townships en sulke dinge. En in my groep was daar nou 'n jong prediker gewees, die jeugbedienaar van Linden, Marnou. Hy werk saam met Willem. En hy vertel toe vir ons, daar's 'n beweging eintlik reg oor die wêreld, dat die jong mense, weer terug beweeg, eintlik na meer van die liberale kant af, meer na die konservatiewe en na die woord toe. Wat in die woord staan is waar. Ek dink almal het so teleurgestel, hierdie wokeness, dit is belaglik, Alles het ek mekaar geval, weet die een sê hy's 'n kat en 'n hond, of wat sy ding ook al, En nou,
Maar dis snaaks, hulle gaan in 'n restaurant in, maar katte en honde mag mos nie, maar nou ja. Verstaan jy hoe belaglik is dit? En ek dink die wêreld begin dit besef. Dis belaglik hierdie liberale uitgangspunt, siening. Daar's nou weer, die pendulum is nou weer besig om terug te swaai. Daar is 'n waarheid. Nie net jou waarheid, elkeen kies sy eie waarheid nie. Daar is een waarheid en dis God se woord. En dis die waarheid. Dit is waar vir ons lewens, al hierdie beloftes. En toe ek by die huis kom, toe Benny Mostert stuur toe vir my 'n skakel van Piet Greig, nê, van die Alfa van gebed, nê. Ons het dit ook al hier gedoen. Piet Greig, wat ook vertel, want daar word nou 'n fees van gister, was daar so 'n feesviering van 25 jaar vir 25 uur, wat kerke reg oor die wêreld eintlik inskakel, by mekaar kom en net saam die Here loof en prys en getuies deel van wat die Here doen. Nou Piet Greig vertel toe, die afgelope 25 jaar het ons op 'n stadium gedink, nê, ek wil amper sê laas jaar gedink, al hierdie gebed en wat ons gedoen het en gebid in die Here se leiding was verniet. Maar hy sê dit is nie, want hy bevestig toe, daar's weer 'n terugbeweeg. Ek weet nie of jy daai skakel gesien het nie, nê. Moet sommerlik op die gemeentegroep plaas. Nê, dat mense in Europa, daai post-Christendom daar in Europa, van Engeland en al daai Frankryk alle, mense beweeg weer terug. Kom weer terug, jong mense. Nee, laat dink maar die nuwe generasie, daar's 'n nuwe generasie. Die jong mense wat weer terugkom na die Bybelse waarheid. Nee, want dit is die waarheid vir jou lewe. Hierdie beloftes is vir jou waar in Christus. Ja, en nou, die Heilige Gees, omdat ons nou kinders van God, nê? Mondige kinders van God, erfgename van God. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Nou hierdie Griekse woord, Abba, is eintlik 'n Arameese, is eintlik 'n Arameese woord. Abba, nee, die klein joetjies het hulle pappas, hulle pa's so genoem, jy kan sê pappa. Nou ons weet ook, nee, as iemand sê pappa, dan is 'n intiem persoonlike verhouding tussen die pa en die kind. Al is die kind al groot, noem nog steeds pappa mos. My dogters noem my gelukkig ook nog steeds pappa. En dit maak ou se vader hart so lekker, as hulle sê pappa. Daai intiem persoonlike verhouding, wat ons het met God. En dis dieselfde benaming, ons het die voorreg om tot God, skepper van hemel en aarde, dieselfde naam te noem, as wat Jesus sy eie seun hom noem. Nie net genoem het nie, genoem. Daar in Getsemane, bid Jesus en sê, Abba, Papa, Vader, alles is vir U moontlik, neem hierdie lydensbeker van my al weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Wat 'n voorreg het ons, as mondige kinders van God. Papa, wat in die hemel is. Ons is erfgename, nee. En, maar ongelukkig, daai verskil tussen 'n erfgenaam om 'n kind van God te wees, nee, en dan weet jy, dan is daar ook baie mense in die kerk wat nog leef soos weeskinders. En ek weet op die oorwinnaarsnaweek wys ons dit nogal ook baie sterk uit. Die verskil tussen 'n kind en 'n weeskind. Nee, wat is 'n kind? 'n kind, of kom ons kyk eers die toestand, die manier hoe 'n weeskind leef, nee, of 'n dienskneg, 'n werker, 'n slaaf, en 'n weeskind is maar min of meer dieselfde. Nee, jou lewe word oorheers deur vrese. Nee, alles is net, jy's net bang vir alles. En ek kan nogal dink, daar is baie dinge om oor bang te raak, as jy na die wêreld se nuus luister, nee. En jy kyk op die sosiale media. Die groot probleem van sosiale media, enigiets wat in Pofadder gebeur, weet jy ook van. Nee, so, alles wat sleg is, weet ons. Dit was nog altyd so gewees. Maar nou weet ons van alles. En baie mense leef met hierdie weeskind hart, hierdie dienskneg hart. En al hierdie vrees, hulle is so in die hele tyd in die sosiale media, net dat hulle lewe word oorheers deur vrees. Nee, voel minderwaardig, onseker oor myself in die toekoms. Dit voel of ek nêrens inpas nie. Nee, is dit dalk wat in jou hart is? Jy voel of jy nêrens inpas nie. Jy voel eintlik uit soos 'n vreemdeling. Selfs in die kerk
voel jy soos 'n vreemdeling. Net dis 'n teken van 'n weeskindhart. Nie van daai Abba, Vader, Papa, kind verhouding. 'n Kind, dink net aan 'n kind, het 'n huis, plek van rus en sekuriteit. Daar's voorsien, pa sal voorsien, papa sal voorsien. Nee, ek sê ook altyd op daai oorwinnaars naweke, toe my kinders op universiteit was, as hulle bel, dan weet ek moet gaan betaal. Nee, dan is al weer iets wat betaal moet word, behalwe Vadersdag, dan smile ek as ek die telefoon antwoord. Nee, pa sal voorsien. Nee, as jy 'n kind is, nee, jy het 'n plek van rus, sekuriteit, voorsiening. Nee, ek het identiteit, ek is erfgenaam van al my pa, wat aan hom behoort. Ons is erfgename van God se beloftes. Het staan vas. Daarom kan ek rus, sekuriteit ervaar. Ek kan die lewe met 'n gerusheid ingaan, vaste vertroue in my hemelse Vader. Ek wil dit bietjie probeer verduidelik ook uit my eie lewe, ervaring, wat toe ek nou groot geword het op Brits. Nou my paale, groot familie, 10 kinders, 5 dogters, 5 seuns. My oupa Chris Briel het nie geld gehad nie, het grond gehad, en het vir elke een 'n stukkie laat erf, 'n stuk grond. So die kinders, daar was nie geld, as 'n kind klaar is met skool, dan moet jy of gaan boer of gaan werk. En my pa het gaan werk, hy het nie gaan boer nie, ons het wel daar op die plaas gebly, op die grond wat my pa geërf het. My pa het by 'n familiebesigheid begin werk, 'n Mercedes-Benz garage, julle sien dis hoekom ek Mercedes ry. Nee, dit is maar net, ek weet nie, daar's net 'n probleem, ek het so groot geword, maar ou Mercedes, ou geld daai, nee. Maar, ja, my pa het by hierdie familiebesigheid begin werk. En hy het homself opgewerk. Dis 'n familiebesigheid. Die eienaar se dogter en skoonseun het ook gewerk in die familiebesigheid. My pa het hard gewerk en later het hy die bestuur van die besigheid vir my pa gegee. Nee, en hy het meer in die politiek. Die eienaar het meer in politiek betrokke raak. Hy was burgemeester en hy het verder meer politiek betrokke geraak. Maar my pa het die besigheid bestuur. En later het hy selfs ook van die aandele vir my pa beskikbaar gestel vir my pa gekoop. Hy het direkteur geword, maar natuurlik die familie het die meeste aandele, dis hulle besigheid. My pa het net 'n aantal aandele gehad. En ek onthou net altyd ook, nee, my pa het so hard gewerk, nee. Ek kan nie onthou dat hy eendag siek was, nie werk toe gegaan het nie. Hulle moes hom dwing om op vakansie te gaan. Nee, want hy is bang hy bring nie sy kant nie. Want hy is eintlik maar nog 'n werker in hierdie familiebesigheid. Die eienaar se dogter het so halfdag werk gedoen daar. Ja, hulle was goed vir ons. Ek beskuldig nou nie, nee, hulle was goed vir ons familie en so. Die eienaar se dogter het halfdag gewerk en die skoonseun het eintlik golf gespeel. Net so elke nou en dan sy nie golfspeel ingekom werk toe. En my pa het so hard gewerk. Maar dis die verskil om kind te wees, erfgenaam te wees en om 'n werker, slaaf te wees. Hulle kon ontspan. Toe die eienaar oorlede is, het die skoonseun in sy groot kantoor ingetrek ook, alhoewel my pa die besigheid bestuur het. Nee, want dis hulle sin. Die besigheid is hulle sin. En meer golf gespeel. Nee, en kon die lewe net rustig voortgaan, want hierdie besigheid is ons sin. Is nie 'n werker, slaaf nie. Ek onthou ook, as kind ook na skool, omdat ons by die plaas gebly het, ek as 'n rugbyoefening gehad het, gaan ek na my pa toe werk, dat hy klaar werk, en dan ry ons na huis toe. Ek sou nooit daar in die yskas gaan en 'n koeldrank gaan vat vir myself nie. Alhoewel die eienaar se dogter se kinders was ons ouderdom, hulle daar rond vat koeldrank, want dis hulle plek. Maar dit is die verskil. Nee, om erfgenaam te wees en om 'n werker, slaaf te wees. En eintlik het ons dieselfde gesindheid ten opsigte van my pa se werk, selfde gesindheid gehad as die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun, Lukas 15. Want wat het die oudste seun gesê? Kyk, al die jare, nê? Jy weet die verlore seun wat nou mos nou die jongste wat nou teruggekom het, pa het hom herstel en hom omhels, al daai dinge. En nou sê die oudste seun,
Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. Vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, hy noem hom nie sy broer nie, sy die seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Hierdie oudste seun was kind, erfgenaam, maar hy het geleef met 'n weeskindhart, met 'n werkershart, met 'n dienskneg, 'n slaafhart. En dit gebeur so baie met ons ook in die kerk, dat jy met 'n weeskindhart kan leef. Baie van ons leef soos geestelike weeskinders, slawe. En as jy met 'n geestelike weeskindhart, slaafgesindheid leef, dan lees jy die Bybel ook op 'n sekere manier. En alles wat God in die Bybel sê, is eintlik dinge wat ek moet nakom, reëls en regulasies. Nee, ek moet dit nakom en ek moet iets verdien, soos die oudste seun. In 'n boek van Neil Anderson getuig hy ook, hy vertel van 'n pastoor, 'n prediker, wat na hom toe kom, 'n afspraak maak met hom en sê vir Neil, vir 22 jaar het ek geworstel as 'n pastoor. Maar ek dink ek het die sleutel gekry wat die oplossing is. En die sleutel is Kolossense 3, vers 3. Nee? Ja, onthou, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. Maar die kind is dit God jou ook erfgenaam gemaak. Maar jy kan met 'n weeskind hart leef. En hierdie prediker kom en sê vir Neil Anderson, hy het die sleutel gekry vir al die jare wat hy so geworstel het. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hy vra toe vir Neil, is dit die sleutel? Neil sê toe, ja, dis die sleutel. Toe sê hy, maar wat moet ek doen? Wat moet ek doen om te sterf? Hoe kan ek sterf? En Neil Anderson sê toe, maar lees 'n bietjie weer, maar lees dit nou stadig. Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Daar staan nie jy moet sterf nie. Jy het gesterf. Verstaan jy, as jy met 'n weeskind daar dan kom jy, ek moet nog sterf. Nee, kyk na my lewe en dit is nie reg nie, nee, daar is nog baie lewendig vir sonde en sulke goed ervaar ek deur ervaring. Dan sê ek moet sterf. Ek moet net sterf van myself. Terwyl die Here sê, jy het gesterf. Met jou wedergeboorte het jy gesterf. Daar's 'n nuwe skepping. Iemand niets. Dis wat moet gebeur met 'n geboorte, met wedergeboorte. Jou ou mens het afgesterf, nuwe mens is jy in Christus. So, moenie probeer dinge doen wat Christus slaaf jou gedoen het, want jy sal dit nooit reg kry nie. Jy sal dit nie reg kry om te sterf nie. Christus het dit vir jou gedoen. Aanvaar dit in die geloof. Glo, jy's 'n nuwe skepping, jy het gesterf. En ek is saam met Christus verborge in God. Glo wat die Here sê in sy woord. Ja, wat moet gebeur? Jy sal sê, wat moet gebeur dat die beloftes waar word, die beloftes in die woord waar, wat moet gebeur? Weet jy al wat gebeur het, en wat het al reeds 2000 jaar terug gebeur? Toe Jesus gesterf het daar aan die kruis en opgestaan het uit die dood. Dis wat moes gebeur het. Nee, jy moet dit net glo. Glo wat Jesus vir jou daar bewerk het. Glo wat hy vir jou gemaak het deur sy gees, deur die wedergeboorte. Jy gaan nie die woord waar maak deur jou dade nie. Want dis wat ons baie keer probeer. Ons probeer die woord waar maak deur ons werke. Nee, ek sê kind van God, nou moet ek leef soos 'n kind van God en ek moet wys die woord is waar. Jy gaan dit nie reg kry nie. Glo, jy's 'n kind van God. Maak dit vas in jou diepste wese. Nee. En omdat jy dit glo, gaan doen ek dit en dan beleef jy dit ook wat God sê in sy woord. Paulus sê Galasiërs 3 vers 2 en 3, net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip, julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig?
Jy gaan nie God se woord waar maak deur jou dade nie. Jy maak dit waar deur te glo wat God sê oor jou in Christus. En dan omdat jy dit glo, gaan doen jy dit en dan beleef jy ook die belofte word waar. Glo is sien in God se koninkryk. Die wêreld sê mos sien is glo. Glo God se beloftes. Glo sy waarheid wat hy sê, jy gaan dit ook beleef. Dit gaan waar word in jou lewe. Ons is klaar aanvaar in Christus. Jy hoef niks te doen om deur God aanvaar te word. Ons kom nie hier by mekaar om te sê ek het hierdie maand daarom 3 uit die 4 keer was ek by die kerk, né? So ek dink God is redelik tevrede nou met my. Dis heeltemal 'n verkeerde siening. Jy kan nie iets doen omdat God. Nee, ek is aanvaar deur God. Hy het my lief. Hy wil gemeenskap met my hê. Hy plaas my in 'n gemeente, né, waar ons mekaar kan lief hê en ondersteun. Ek wil hier wees. En hoe meer ek lees, hoe meer word daai aanvaarding in Christus vir my 'n werklikheid. Ek beleef dit. Ek beleef hoe die Here my bedien deur Piet en nou sis en wie ook al, nee. Dit is die gesindheid. Ons is gered deur geloof. En dan lewe ons deur geloof en dan ervaar jy ook dat die woord waar word in jou lewe. 'n Slaafgesindheid is jy kyk wat jy van God kan kry. Nee, dit is jou gesindheid. As jy met 'n weeskindhart, 'n slaaf, werkershart, slaafgesindheid het, dan kyk ek wat ek van God kan kry. En wat ek doen, bepaal dan wie ek is. Nee, wat ek doen. Ek's 'n kind van God want ek gaan 4 keer 'n maand kerk toe, byvoorbeeld. Nee, dit is 'n slaafgesindheid. Wat ek doen bepaal wie ek is. Nee, 'n kind van God weet wie hy of sy is in Christus en dit bepaal my lewe. Ek weet wie ek is in Christus. Ek is aanvaar. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek is God se kind, ligdraer. Ek is sy uitverkore kind, voor die grondlegging van die wêreld. En daarom gaan leef ek dit. Nee? Ek is erfgenaam van die Vader se beloftes in sy woord. Wat hier staan in die Bybel is die waarheid vir my lewe. Ek het 'n hele paar jaar terug het 'n vrou met my kom praat wat eintlik nie in die gemeente was nie, het my gesê dit gaan baie swaar, kan ek haar sien, saam met haar gebid. En sy het gesê, sy's nou al 4 maande sy werkloos. Ek moet asseblief bid dat die Here vir haar werk gee. Ek sê toe vir haar, okay, ons kan bid daarvoor, maar ek beleef altyd, God verander jou eers van binne. Nee, sit eers sy waarheid in jou hart en dan verander dit ekstern. Sê, kom doen eers die oorwinnaars. Ons gaan bid, ja, die Here verwerk, maar kom doen die oorwinnaars. En jy weet die oorwinnaars naweek gaan daaroor om jou identiteit te plaas in Christus, om die waarheid vir jou lewe te vind in Christus. En sy het gekom, sy het daardeur wonderlike getuienis gegee en in daai volgende week het sy 3 werksaansoeke gekry. Werksaanbiedinge gekry. Ek moet net sê prosper, dit klink nou so. Al wat ek sê is God, as dit moeilik gaan, nee, is God besig om jou te werk. 'n kind vra, wat kan ek kry van God? Ag nee, ekskuus. 'n slaaf se gesindheid, wat kan ek kry van God? 'n kind van God se gesindheid is, hoe kan ek verander? Hoe kan ek verander? Hoe kan die Here my verander? En nog meer verander? Nie wat ek kan kry nie, maar hoe kan ek die Heilige Gees my verander? Dit is hoekom die waarheid, glo die waarheid, gaan leef dit, en jy gaan beleef ook die waarheid van God se beloftes. Glo eerstens die belofte, gaan doen dit, en jy beleef dit ook. Dit is net so. Ek dink nou ook, die finansiële seminar wat ons aanbied, die naweek wat kom. Nee, dit gaan daaroor, ek het daai waarheid soveel beleef oor daai finansiële seminar. Die waarheid het God se woord oor ons finansies. En ons finansies, dis waar jou geloof getoets word. As dit moeilik, as jy nie salaris kry nie, dan slaan die tekkie die teer. Dan nog te bly glo,
Ons het net nog gesing, God voorsien, hy is die God van voorsiening. Nee, dis staf. Maar as jy God se beginsels glo, wat hy sê oor finansies, nee, en jy leef daarvolgens, dan beleef jy ook God se voorsiening. Dit is net so. Ek het hier in die gemeente het so ervaar. Nou ook in die week, die diakonie, onder leiding van die diakonie het ons begin, het ons nie begin nie, reik ons uit, hier na die moeilike gemeenskappe, nee, gemeenskappe waar mense arm is en swaar kry. En mens sien die nood en wonder, maar waar is die voorsiening? Nee, maar ons is getrou, en dit wat ons leer ook, wat is visie, provision, nee, wat is die visie? En ons gaan uit, want ons voel, dis wat die Here gesê het. En in die week het die diakonie 'n groot skenking gekry, van iemand wat ons nie eens mee gepraat het nie, het 'n groot skenking gegee. So God voorsien vir sy visie. Nee, mens beleef dit net. Glo God se waarheid. Gaan leef daarvolgens. En jy gaan dit ook ervaar. Dis hoe dit werk. En onthou, jy's 'n erfgenaam. Erfgenaam van God, jy's 'n kind. So alles wat in die Bybel staan, is die waarheid vir jou lewe. Glo dit, leef daarvolgens en jy gaan dit ook beleef. Glo, sien in God se koninkryk. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat u woord staan vas. U woord se lig vir ons pad, lamp vir ons voet. Dankie, Here, dat ons kan weet ook, in Christus is ons nie meer onmondige kinders nie, wat soos 'n slaaf is in die koninkryk nie. Nee, Jesus het vir ons mondigwording geskenk, deur sy kruisoffer. En dat ons is nou, kan tot u soos Jesus roep, Abba, Papa wat in die hemel is. En dat ons erfgename is van al u beloftes in u woord. En Heilige Gees, kom en verander ons harte, dat ons sal glo wat u sê in die woord. Dat ons nie die woord nie sal probeer waarmaak deur ons lewe nie, maar dat ons sal glo. Wat is die waarheid in Christus? Dit leef en dan ook dit beleef. Seën ons, Here. Lei ons op u pad. Dankie dat ons nie gered word deur werke nie, maar deur geloof in Jesus Christus se kruisoffer. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.